that saved a wretch like me. Amen. Liewe toehoorder, ons is weer besig met die goeie nuus, die groot nuus wat gekom het in Jesus Christus, toe die vryspraak gekom het, aangebreek het, die wonderlikste woord wat ons ooit kon hoor. Ek wil net vir ons goue skrifgie hier lees uit Amos 8 vers 11 uit. Luister net hoe skryf hy dit. Hy sê, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Daar kom so 'n dag, wanneer die mens sal hunker om weer die woord van die vryspraak te hoor. Dit is so belangrik, dat ons kyk na die realiteit van die woord van God. Hierdie woord van God het net op een stadium gekom. Ek gaan vir u lees uit Hebreërs 1 uit, en dan hoor u dat hy praat van die laaste dae, toe die woord gekom het. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. In hierdie laaste dae, toe Jesus Christus kom, toe praat God met die mens deur sy seun, deur dit wat aan die kruis gebeur het. Dit is so belangrik om te sien dat dit was die laaste woord van God wat gekom het, die belangrike woord wat gekom het, die woord van rekonsiliasie en vergifnis. Ek gaan verder lees vers 2. Hy sê, wat hy as 'n erfgenaam van alles aangestel het. Hy het Jesus Christus as erfgenaam van alles aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself, luister nou mooi, nadat hy aan die kruis, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van sy majesteit omhoog, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Erken God hom as 'n volmaakte sukses vir dit wat hy kom bereik het aan die kruis van Golgotha. En dit is daardie volle heerlikheid waartoe ons moet toetree en waarin ons absoluut moet inkyk en sien dat dit is die werklikheid wat ons nou in staan. Heidene vir die eerste keer ingesluit in die Nuwe Testament na die kruis. Efesiërs 3 vers 6 sê vir u, die heidene ook nou ingesluit is. Romeine 2 vers 14 het nooit 'n wet gehad nie. Die eerste woord wat hulle hoor van redding, verlossing, was dit wat in Jesus Christus gekom het. Hierdie laaste woord wat God gespreek het deur sy seun, 'n pertinente woord, die laaste woord en die belangrike woord om die mens vry te spreek deur hierdie groot heerlikheid wat hy kom bereik het. Luister net weer na die 3de vers. Hy sê, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van sy majesteit omhoog. Hy het die reiniging van sonde bewerk. As daar enige moontlikheid was dat 'n mens nog reinheid moet werk, dan maak jy die stof groter as die een wat die stof gemaak het. Dit is so belaglik. Wat God gedoen het was 'n finale werk geweest. Hy het die reiniging bewerk. Daar is nie 'n ander reiniging, daar sal nooit 'n ander reiniging wees nie. Die reiniging waarvan ons lees in die Ou Testament, selfs Matteus, Markus, Lukas en Johannes, was absoluut dit wat voor die kruis gekom het. Al die apostels van Jesus Christus was Jode geweest. Hulle was almal apostels van Moses geweest.
En hulle kon nie verstaan dat hierdie Messias het gekom om die sonde van die wêreld weg te neem, om 'n herstel te bring aan die kruis van Golgotha. Dit is so belangrik om hierdie heerlikhede te sien. En die eerste woord wat die heidene hoor van hulle redding, is in Efesiërs 1 vers 13. Toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding hoor en dit glo, is julle verseël met die Heilige Gees van belofte. As die heiden nie die vryspraak hoor en dit aanvaar nie, dan het hulle geen redding, hulle het geen verlossing van enige aard nie. Stof kan homself nie red, kan homself nie help nie. Die reiniging het net gekom deur Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Ek wil vir ons net hier lees uit 2 Korintiërs 4, laat ons net absoluut by die skrifte bly en 'n bietjie kyk na die groot heerlikheid wat vir ons gekom het. 2 Korintiërs 4 van vers 1 af lees so. Hy sê daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het. U sien dus die bediening wat uit God kom, uit sy barmhartigheid, het hy hierdie bediening geskep, sodat elke mens wat ooit geleef het, gered kan wees deur dit wat hy gedoen het. Maar ons weet dat die hele Bybel gaan oor geloofsoortuiging. Jy aanvaar die redding wat hy vir jou gebring het, of jy verwerp dit, en dit is die einde van die storie. Met ander woorde, jy bly die verantwoordelike persoon vir jou eie redding en jou eie saligheid. As jy nie Jesus Christus herken nie, ken die waarheid, en as jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vrymaak, en jy sal waarlik vry wees. Waar is daai waarlike vryheid? Alleen in Jesus Christus. Nou gaan die skrif verder in 2 Korintiërs 4 vers 2. Hy sê, maar ons het van heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen. Wat is hierdie heimlike dinge waarvan ons afstand moet doen? Van jou eie werksverrigting, jou eie pogings, van jou eie lewe, want ons weet mos nou. In Galasiërs 2 vers 20 sê die skrif, weet julle nie dat julle saam met Christus gekruisig? Jy leef nie meer nie, hy het jou lewe aan die kruis tot niet gemaak, vir ewig verwyder, en vir jou sy lewe geskenk, sodat jy daardeur kan lewe. 1 Johannes 4 vers 9 praat van hierdie barmhartigheid van God, wat vir ons sy seun gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dit is so wonderlik as jy die volle pakket sien van redding en verlossing wat vir die mens gekom het. Maar dis jou prioriteit om dit te aanvaar of dit te verwerp. Jy kan nie iets aanvaar as jy die leuen hoor nie, dat die mens moet homself regkry, sy lewe regkry. Die mens moet ophou sondig. As dit die waarheid was, dan Christus te vergeefs gesterf. Maar Christus het gesterf om 'n volmaakte werk te kom doen. Ek gaan verder in vers 2. Hy sê, maar ons het van hierdie heimlike dinge, van ons eie pogings, afstand gedoen. En ons wandel nie in die listigheid en vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring. Die waarheid het net in Jesus Christus gekom. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Aan die kruis het hy dit kom tentoonstel, tot watter mate hy gegaan het om hierdie vryspraak te bewerk vir die mens. Hy sê, beveel ons by elke mensegebede voor God aan, dat ons absoluut net op die redding van Jesus Christus vertrou. Absoluut net op sy heiligmaking, wat hy vir ons geskenk het. Net op sy geregtigheid, sy verlossing van sonde, wat hy geskenk het. Die bekering wat hy geskenk het. Handelinge 5 vers 31 sê dat hy vir ons die bekering geskenk het. Hy sê dieselfde in Handelinge 11 vers 18. Van bekering af tot redding, tot verlossing, alles het hy vir ons geskenk aan die kruis van Golgotha. En dit is die blye boodskap. Anders is daar geen blye boodskap nie. Die blye boodskap is dat jy het geen bydra nie. Jy het 'n nuwe lewe ontvang en dit is daardie nuwe lewe wat jy moet pamper lang
en absoluut oorweeg elke oomblik van die dag om absoluut in die heerlikheid van hierdie groot God te staan. Vers 3 sê, maar as ons evangelie, hierdie blye boodskap, as hierdie blye boodskap nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. Jy kan met 'n agterste voorboortjie agter 'n preekstoel staan en preek, maar as jy nie die vryheid aanvaar wat Christus bewerk het nie, is jy verlore vir tyd en ewigheid. Jou eie werksverrigting sal jou niks baat nie. Dit gaan nie daaroor hoeveel jy rondspring en hoeveel jy hande klap en hoeveel jy praat van 'n salwing wat jy met 'n mes kan sny. Daar bestaan nie so iets nie. 1 Johannes 2 vers 22 en vers 27 sê, God het die salwing nou in ons geplaas. Sy salwing is in ons. Dis in elke mens. Hierdie blye boodskap is dit waarmee jy jou gesalf het. Die heerlikheid wat vir jou gekom het. Dit wat jy moet glo. Die regverdige sal net deur die geloof lewe, op geen ander manier nie. Jy sal glo wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Ons haal die skriffies altyd aan Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38 en Hebreërs 10 vers 38 gaan 'n bietjie verder. Hy sê as jy nie hierdie blye boodskap glo aan die kruis nie, dan het Christus geen behaag in jou nie. Geen behaag nie, want hy het die vryspraak bewerk. Hy het vir ons die bediening van versoening nagelaat. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, dit is God wat ons met homself gerekonsilieer het en aan ons die bediening van rekonsiliasie gegee het. Die enigste bediening wat daar nou is om vir die mens te sê wat Christus vir hom gedoen het en nie wat hy self moet doen nie. Die Nuwe Testament is vir die heidene wat nooit 'n wet gehad het nie. Hulle het nie 'n wet om te onderhou. Hulle hoor net van die vryspraak wat vir hulle gekom het. Hierdie heerlike realiteit. God jou sonde kom wegneem het en dit nooit weer aan jou sal toereken nie. Dit in die diepte van die see gewerp en jou daagliks in daardie kennis sal staan dat Jesus Christus is nou jou lewe. En hoe meer jy daardie werklikheid aanvaar, hoe meer gaan jy dit ervaar. Die mens het net een verantwoordelikheid en dit is om te aanvaar wat Jesus Christus vir jou bereik het aan die kruis. En as jy dit aanvaar, werk daardie heerlikheid in jou, 'n heerlike lewe van vryheid en verlossing. Verkeerde dinge val van jou af. Jy kan glo dat Jesus Christus jou lewe is, dat jou ou lewe vakant gemaak is, dat jy nie meer leef nie. Hy sê in Kolossense 1 vers 18, dat Jesus Christus moet in alles eerste wees, in elke besluit wat jy neem. Jesus Christus is my lewe, hy moet besluit. Jy absoluut deur die kennis en die wysheid van God beweeg. Dit is so belangrik mense. Die skrif waarsku ons dat ons asseblief na hierdie realiteite moet kyk. God nie wil hê dat een mens verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. Maar hulle kan net gered word as hulle glo wat hy vir hulle gedoen het. Hulle moet die redding aanvaar. Hulle moet die volmaakte pakket aanvaar. Ek gaan weer vers 3 lees van 2 Korintiërs 4. Hy sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. As jy nie hierdie werklikheid verstaan nie, dan moet jy weet jy gaan verlore. Jy moet absoluut nou weet ek bring vir jou die woord van God. Niks uit myself uit nie, niks uit filosofie uit nie. Dit is net die woord van God. Luister na vers 4. Hy sê naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sal skyn nie. Dit is so belangrik mense, 1 Timoteus 3 vers 16. Hierdie groot God wat gebore was in die vlees, kom sy liefde aan jou openbaar, deur 'n kruishout te dra en verneder te word tot die dood, om vir jou te wys hoe pertinent hy jou liefhet en hoe hy pertinent skuld van jou verwyder het,
om jou vry te spreek. As jy nie daardie heerlikheid aanvaar nie, moet jy mos weet jy is verlore. Jy kan nie uit jouself uit dinge bewerk nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dis die vryspraak wat jy moet sien. Jy moet die Nuwe Testament begin bedien. Die Ou Testament het verbygegaan, mense. Daar bestaan nie meer so iets nie. Ek dink nie ons het so baie tyd dat ons nog daarna kan kyk nie, maar dit is so belangrik as 'n mens sien hoe dat hierdie vryspraak gekom het in die Nuwe Testament. Die Ou Testament absoluut iets van die verlede is. Luister net 'n bietjie na Hebreërs 7 vers 18 en 19. Hy sê, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod van die Ou Testament, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou dis nie ek wat dit in die Bybel geskryf het nie. Dit staan al die tyd hier. En elke mens moet kennis neem daarvan. 19de vers. Omdat die wet niks volkome gemaak het, jou eie pogings niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop. Afrikaans is nog 'n bietjie onduidelik daar. Dit is so belangrik, mense, dat ons absoluut in hierdie heerlikhede ingaan en absoluut kyk hoe dat die Nuwe Testament gekom het om 'n vryheid te bewerkstellig, sodat elke mens in 'n realiteit kan staan van verheerliking vir hierdie groot God, vir sy groot liefde. Daardie verheerliking sal jou hele toekoms beslaan. In alle ewigheid sal jy hom kan verheerlik vir dit wat hy vir jou bereik het. Ek gaan net vir ons nog gou hier van Efesiërs 1 vers 11 aflees. Hy sê, in Christus, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daarvoor verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Hy het dit aan die kruis bewerk, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Mense, dit is so belangrik om hierdie werklikhede te sien. Hoor net hoe skryf hierdie selfde werklikheid nou in Hebreërs 2. Ek lees van vers 1 af. Hy sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie, wegdrywe van die kruis af nie, wegdrywe van dit wat God gedoen het nie. Want as die woord deur engele gespreek, onwankelbaar en elke oortreding en ongehoorsaamheid, regverdige vergelding ontvang het verlede tyd, alle sonde en ongeregtigheid afgereken. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het? Kan jy sien hoe pertinent hierdie goed beskryf word in die skrifte? Ek gaan 'n bietjie verder lees. Hy sê, luister nou mooi, nie die dinge wat ons baie keer toepas deur die Heilige Gees nie. Luister wat die Heilige Gees kom doen het. Hy sê, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en alle kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees, volgens sy wil. Hy het getuig omtrent hierdie groot saligheid wat hy gebring het. Alle gawes, al die bedelinge van die Heilige Gees, alles 'n getuienis van God oor hierdie groot saligheid wat gekom het. Mense, ons tyd loop weer uit. Dit is so wonderlik om na hierdie blye boodskap te kyk en absoluut te weet dat dit is die finale woord van God. God het op baie maniere tot die voorvaders gespreek, deur die profete, maar in hierdie laaste dae het hy tot ons gespreek deur sy seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het en ons mede-erfgename van hom gemaak het vir alle ewigheid. Prys sy wonderlike naam. Amen. I'm found was blind.